Môre. Dis Vrydag die 27ste Junie. Ons is nou by dag 5 en fees 5 van die 7 feeste van God. Nou kyk mooi, hoe mooi die Here werk. Presies 50 dae na Paasfees is dit Pinksterfees, Shavuot. Dis die dag toe die Heilige Gees uitgestort is. Toe het die kerk gebore geword in vuur, in taal en met krag. En weet jy wat sê die ginekoloog? Presies so, 50 dae na bevrugting in die moederskoot is daar 'n verskywing. Die babatjie het nou al sy organe, sy hartjie klop, sy niere is daar, alles is gevorm. Hy gaan nou net vir 3 maande aanhou groei. Presies soos die kerk. Na Pinkster was die liggaam van Christus gevorm en hy het net gegroei. Oor die wêreld versprei, gelowiges gevoeg by die liggaam en die evangelie het geloof. Maar dan kom ons by die 7de maand, die eerste dag. Dis waar ons nou is. En op daardie presiese dag in swangerskap gebeur nog iets ongeloofliks. Die baba se gehoor begin te werk. Hy hoor geluide van buite. Maak hom aan musiek speel, hande klap, praat en die babatjie reageer. Dis nie toevallig nie, dis profeties. Want weet jy watter fees is op daai eerste dag van die 7de maand? Die fees van die besyne, Yom Teruah. Dis 'n dag van klank, van wakker word, van oproep. God sê, maak klaar, wees gereed, die besyn gaan blaas. Party mense noem dit Rosh Hashanah, die Joodse nuwe jaar. Maar God het dit in Levitikus 23 net een naam gegee, Yom Teruah. Basyn, die oproep, geroep uit die hemel. En dis waar ons nou leef, in daardie geestelike seisoen. Die kerk het gegroei, nou wag ons vir die roep van die besyn, die dag wanneer Jesus sy kinders kom haal. So die vraag is nie wanneer nie, maar sal jy hoor? Is jou geestelike ore oop? Want net die wat luister, sal opstaan. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u perfekte tydsberekening in die skepping, in die kerk en in my lewe. Maak my ore oop, o Heilige Gees. Laat ek hoor wanneer u roep. Ek wag vir die besyn van die hemel en ek wil gereed wees wanneer u kom. Laat my nie slaap nie, laat my wakker wees, luisterend, lief vir u stem. In Jesus naam. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. En dalk is dit jou luister, jou wag en jou gehoorsaamheid wat ander help om Jesus se stem ook te hoor. Ek hoop jy het 'n geseënde Vrydag.